Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Baie welkom by hierdie week se groeigroep video inleiding. Hierdie week praat ons 'n bietjie oor wysheid. Wysheid wat vir jou 'n vol lewe gee. Natuurlik, enige wysheid wat ons wil gaan soek na heel eerste in die Bybel, gaan kyk ons na die wysheidsliteratuur. En ons kyk 'n bietjie vandag na Spreuke. Spreuke 3 vers 1 tot 9. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Doen die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou verkoeking van jou liggaam. Vereer die Here met offerhande uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Nou ja, soos enige spreuke is dit so kragtig. Hierdie spreuke waar 'n pa met sy seun praat, 'n pa wat ondervinding het en sê, hoor nou hierdie goed wat ek jou leer my kind, want dis waardevol. Nou, daar is altyd mense in die lewe wat meer wysheid as ons het. Natuurlik, as ons hierdie lees, is dit iemand wat meer wysheid het as ons. Ons het ook wysheid wat ons van ander mense kan leer. En dis een van die belangrike goed, dat ons wysheid oordra van een generasie na die volgende generasie. Ja, lewenswyshede, maar binne die konteks van 'n geloofsfamilie, godsdienstige, Christelike wyshede. Yes, en daar's altyd iemand na wie toe jy kan dit gee en altyd iemand waarvan jy dit kan ontvang. En ek dink dis baie belangrik binne 'n geloofsfamilie, dat ons wyshede met mekaar moet deel. En dat ons ook wyshede met mekaar moet deel met liefde en met deernis. Om te sê, leer uit my foute uit, eerder as wat jy self jou kop moet stamp. En ek dink dis wat hierdie spreuke ook wil doen met hierdie pa wat sê, my kind, hierdie goed, ek sien dit werk. Ek sien, as daar liefde en trou in jou lewe het, dan sal jy goeie verhoudings hê. Dan sal mense met jou in 'n verhouding wil staan, want hulle kan sien, jy is iemand wat lief is vir die Here. En dieselfde moet dit wat jy moet deel met ander. Deel jou tyd met ander deur te dien. Deel wat jy het met ander. Dien hulle met wat jy het, met jou oes. Jou inkomste. Dit wat jy kry. Deel en vermy wat sleg is. Die wêreld is vol slegte goed vandag. Dis oral om ons, dis daagliks. Ons dink dis nie daagliks daar nie, maar is daar. Ons denke, die manier ons praat oor ander. Die Here sê vermy dit. Vermy dit en dien. Here Jesus het gekom, hy is die koning van alle konings, wat ons dien, maar hy kom en hy kom dien ons met sy lewe. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Die grootste wysheid wat daar ooit is as Jesus in die liefdesgebod sê, dis die belangrikste ding wat jy moet doen. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en siel, en jou naaste soos jouself. Mag dit die wysheid wees, wat jou lewe vorm, elke dag, oral waar jy gaan, dat jy lief is vir God, jou naaste en jouself. Laat dit skyn, laat dit bruis.